Hi liewe maatjies, ek hoop het gaan goed saam met julle. Dit gaan sommer baie goed saam met my vandag. En ek hoop julle onthou nog die storie wat ons laas vir julle vertel het van Daniel wat in die leeukuil gegooi was. En jy onthou, maatjies, hoe ek vir julle gesê het dat Daniel en 3 van sy vriende was tussen die mense van Israel wat Babylon toe geneem is oor hulle ongehoorsaam was aan die Here. Het die koning van Babylon vir hulle gevat Babylon toe as slawe. Ek wil vir julle vandag vertel van die storie van hierdie 3 jong manne, naamlik Sadrag, Mesach en Abednego. Die naam van vandag se storie is die goue standbeeld en die brandende oond. Koning Nebukadnesar het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die provinsie Babel. Toe het hy nog opdrag gegee dat al sy amptenare van die provinsies bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. So het al die hoë amptenare van die provinsie bymekaar gekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, en hulle het voor die beeld gaan staan. 'n Aankondiger het hard geroep: "Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word." Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, gebuig en dit aanbid. Dit was toe dat sekere mense vir Sadrag, Mesach en Abednego gaan verkla het. Hulle het vir koning Nebukadnesar gesê: "Mag die koning baie lank lewe. U het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in 'n brandende oond gegooi word." Maar u majesteit, nou is daar 3 Jode, Sadrag, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u God nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Toe het Nebukadnesar woedend geword en vir Sadrag, Mesach en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring. Nebukadnesar het vir hulle gesê: "Is dit waar, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my God nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word, en watter God sal julle uit my mag kan red?" Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: "Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie." Toe het Nebukadnesar wit geword van woede vir Sadrag, Mesach en Abednego en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy lijfwag beveel om vir Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval.
Toe het koning Nebukadnesar verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, u majesteit. Hy sê toe, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. Toe het Nebukadnesar na die hek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond gekom. Toe die amptenare van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eers geskroei was nie, en dat hulle klere niks makkeer nie, jy kon nie eens ryk dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadnesar, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaar gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor, eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Daarom vaardig ek 'n bevel uit, dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, in stukke gekap moet word, en dat sy huis 'n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesach en Abednego in die provinsie Babel. Liewe maatjies, wat 'n wonderlike storie en hoe mooi dit geëindig het. Die storie van Sadrag, Mesach en Abednego en hoe hulle uit die vuur gered is deur God. Die eerste les wat ons kan leer is dat hierdie jong manne nie die goue beeld wou aanbid wat die koning gemaak het nie. Hulle het net die God wat die skepper is van die hemel en die aarde aanbid. En dis hierdie God wat ek en jy moet aanbid, liewe maatjies. Die God van die Bybel. Ons moet die beelde en valsgode aanbid nie, net die God wat die hemel en die aarde en al die mense en diere gemaak het. Dis die God wat hierdie 3 jong manne gered het. Die tweede les wat ons kan leer, is dat hierdie jong manne het nie eens omgegee of die koning hulle gaan doodmaak nie, maar hulle het geweier om daardie standbeeld te aanbid. Liewe maatjies, ons moet ook so dapper wees soos hierdie 3 jong manne. Ons moet staan vir dit wat ons in glo. Maak nie saak hoe moeilik dit raak nie. Ons moet nie die Here seermaak deur valsgode en beelde te aanbid nie. Ons leer hier dat wanneer ons op God vertrou met ons hele hart, dan hoef ons nie bang te wees nie, want God sal ons beskerm. Ek wil nog vir julle iets sê, maatjies. Toorkunste of magic is iets wat die Here nie van hou nie, maatjies. Moenie hierdie cartoons wat julle kyk volg en probeer doen wat die toorkunstenaar of die magicians doen nie. Dit is boos en God haat hierdie dinge, hy hou nie daarvan nie. Hierdie 3 manne het glad nie toorkunste gedoen nie, maar hulle het op God vertrou en die Here het hulle gered. Maatjies, julle moenie toorkunste of magic doen nie, dit is nie mooi nie, dit is lelik. Al daardie cartoons is boos, Upside Down Magic is boos, The Owl House is boos, Sabrina is boos, Dragon Ball Z is boos, Wizards of Waverly Place en Zombies, hulle is almal boos, maatjies. Moenie na daardie goed kyk nie, maatjies, dit is nie goed vir jou nie. Maatjies, ek hoop dat julle sal die raad wat Auntie vir julle gee sal volg en dat julle sal luister na wat Tannie vir julle vandag geleer het. En onthou dat Tannie is lief vir julle, maar Jesus Christus is baie, baie meer lief vir julle. En julle moet veilig bly dan tot 'n volgende keer. Bye!